Nederigheid verruim vriendelikheid. In die Griekse mitologie is daar 'n jong karakter wat Narcissus genoem word. Lang storie kort, Narcissus word deur die gode gestraf om verlief te raak op sy eie refleksie wat hy in die water raak sien. Maar toe ontdek hy dat hierdie objek van sy liefde kan hom nie terug lief hê nie. Met ander woorde, jou spieelbeeld kan jou nie terug lief hê nie. En toe kwyn hy stadig maar seker weg en hy sterf. Nou, hoekom die storie vandag weer by my opkom is omdat iemand so rukkie terug gevra het, hoe lyk 'n narcis? En iemand as 'n narcis probeer beskryf het. Nou, narcisme word in die media baie beklemtoon die afgelope tyd. En daar's verskillende redes, byvoorbeeld die skuif na die sogenaamde selfie-kultuur, waar als baie om jouself draai, het baie van die karaktereienskappe na vore begin bring. Daar's ook natuurlik 'n groter bewuswees van mense op sosiale media en veral publieke persoonlikhede wat so baie van hierdie narcistiese trekke wys. Veral ook die slagoffers van mense wat in huishoudelike geweld seer kry deur mense wat hierdie narcistiese karaktertrekke het. En dit het baie aandag gegee aan hierdie afbrekende en afwykende tipe gedrag. Nou moet asseblief nou nie iemand 'n narcis noem net omdat hy of sy van hierdie volgende karaktertrekke het nie, want dit kan net 'n insident wees of dit kan net 'n tydjie wees, dit kan net 'n glips wees om dit so te stel. Oor die algemeen het narciste 'n oordrewe idee van hulle eie belangrikheid en hulle sukkel om empatie met ander mense te hê. Hulle verwag spesiale aandag, spesiale behandeling en hulle misbruik mense om daardie doel te bereik. Ekstreme narcisme doen niemand goed nie, ook nie die narcis vir die narcis self nie. Nou, ons gesels vandag is eintlik nie oor narcisme nie. Ek het dit net as aanknopingspunt gebruik om te sê dis die teenoorgestelde van vriendelikheid. Die punt wat ek wil maak is vriendelikheid is beslis nie narcisties nie, maar dit moet ook nie 'n middel word. Vriendelikheid moet ook nie 'n middel word tot selfsug nie. Inteendeel, vriendelikheid gaan gepaard met nederigheid. En nederigheid is nie 'n swakheid nie. Dis om respekvol teenoor ander mense te wees. Dis om te erken, God is die belangrikste en ek ken my plek daarom in die heelal. En ek probeer juis die lewe leef wat Jesus leef. Nederigheid verruim op die ou end vriendelikheid. Petrus skryf juis in 1 Petrus 5 vers 5 se tweede deel. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Om vriendelik te wees is een van die karaktertrekke van Jesus, en dit word in plek gehou deur nederigheid. Want die naam waaroor dit gaan is Jesus, nie Narcissus nie. Leef geïnspireerd.